Goeiemôre. Ons teksgedeelte vir oggend is Lukas 12 vanaf vers 13 tot 21 en dit gaan oor die gelykenis van die ryk dwaas. Ek wil graag net die eerste vers lees, vers 13 met die woorde: Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Ek het by geleentheid 'n kursus bygewoon oor werksgeluk. En 'n bedryfsielkundige het hierdie geleentheid vir ons aangebied. En een van die aspekte wat hy uitgelig het, was om vir jouself te definieer wanneer is genoeg. Hy het die voorbeeld gebruik van 'n ryk besigheidsmanne in Johannesburg wat miljoene rande in die bank het en nog steeds besig is om nog miljoene na te jaag, ten koste van hulle self en ten koste van hulle eie gesinne en hulle families. In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, hoor ons hierdie vraag: Meneer, sê vir my broer om hierdie erfenis met my te deel. Ek dink in ons land is dit baie keer so dat mense worstel met die vraag: is daar vir my genoeg? Het ek genoeg beplanning gemaak vir my aftrede? Sal daar na my gekyk word? As ons meet teenoor ander mense, het jy baie keer die ervaring van dat jy te min het en dat jy baie keer nog meer en meer soek in jou lewe. En hierdie soeke na meer word vir baie mense die dryfveer dat dit gejaag is eintlik na besittings. En so word gierigheid baie keer dan die kenmerk van ons lewe. En wanneer jy gierigheid najaag, deurdat jy meer wil hê, alles wil hê in hierdie lewe, gebeur dit dat jy eintlik jou lewensvreugde verloor. Jy sal ook dikwels sukkel om mense geluk te sê met prestasies in hulle lewe, mylpale wat hulle bereik het, suksesse wat hulle bereik het in hulle besigheid. Omdat jy baie keer jaloers is, omdat jy baie keer jouself meet teenoor dit wat jy het en soms baie keer minder waardig voel teenoor ander. J.P. Versteeg, 'n Nederlandse teoloog, sê dat 'n egte God is 'n gewende God. 'n God wat homself kan gee. As ons gaan kyk na die kruis op Golgotha, dan beleef ons dit dat die Here aan die kruis sy lewe vir ons kom gee. Hy kom gee dit vir ons gratis en ek en jy moet dit ontvang. En wanneer ons dit ontvang, dan word God deel van ons lewe, maar ook hoe die Here na die lewe kyk. En daarom is 'n egte mens ook 'n gewende mens. Iemand wat bereid is om te kan gee, om te kan voorsien en wat kan help ook vir mense wat in nood is. Daarom is dit ook belangrik dat as 'n mens kyk na sosiale ongelykheid, dat dit nie net vandag 'n realiteit was nie, maar eintlik ook in die tyd van Lukas. En daarom is dit belangrik dat 'n mens vanuit 'n geloofsoortuiging na hierdie gedeelte kyk, want so dikwels kan ons etikette om onsself hang wat vir ons moedeloos maak, dat wanneer ek ryk is, ek die idee dat ek moet die hele tyd gee, wanneer ek arm is ek 'n agtergeblewene. En hierdie etikette word baie keer dan ook ons struikelblok en ons onvermoë om baie keer ook die lewe te leef. Wat belangrik is in hierdie gedeelte is dat die Here niks het teen die ryk jong man oor dit wat hy het nie. Dit gaan nie daaroor dat die Here kwaad is omdat hy 'n suksesvolle oes gehad het, of vir die feit dat hy sy skuur wou uitbrei nie. Maar dit gaan oor die manier hoe hy praat oor homself, naamlik ek-uitsprake. Ons lees dit byvoorbeeld hierso in vers 18 dat hy gesê het: dit sal ek dan doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Ek sal my graan en ek sal my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: mens, jy het vir jouself goed gedoen. En as mens hierdie gedeelte gaan kyk, dan sien ons dat die Here nie die rykdom beoordeel nie, maar dit wat hy daarmee maak. En hierdie ek word eintlik die fokus van sy lewe, en wanneer hy op hom fokus en net op dit wat hy het en dit wat hy bymekaar gemaak het,
verloor hy sy sig op God en ook op sy naaste. Karl Barth het ook gesê, dat die kerk wil 'n kerk wees, meer as net 'n volk in die woestyn. Dit beteken, ons wil nie afhanklik wees van die Here nie. Ons wil nie elke dag leef met die wete dat God ons sorg nie. Ons wil selfstandig wees. En daarom hierdie soeke na meer en word ons op die einde van die dag vervreem van God. Die 10 gebooie leer ons ook dat gierigheid het dikwels baie maskers. En dit gaan nie net oor wat ek het nie. Maar dit gaan ook partykeer oor my werk. As ek elke dag net werk, as ek naweke net werk, as ek net wil bymekaar maak, miljoene wil bymekaar maak, ten spyte van dit wat ek reeds het ten koste van my gesin, is dit ook 'n teken van gierigheid. My plaas, ook die beoefening van my sport, kan gierigheid raak, deurdat dit tussen my en God en my medemens kom staan. En daarom word ek en jy vanoggend gekonfronteer, nie oor wat ek het nie, maar oor die gesindheid waarmee ons leef. Die gesindheid van om afhanklik voor God te wees. Die gesindheid om te sê, dit wat ek is en dit wat ek het, kom van die Here. En daarom kan ek nie anders as om my tyd te kan teruggee vir my gesin, vir my medemens, vir God, en uit te kom by dit wat ook vir die Here belangrik is nie. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons kom stroop van gierigheid, en wil U vir ons help om in afhanklikheid voor U te leef, in verhouding met ander. Amen.